Hallo. Goeiedag, dames en here. Wat 'n wonderlike dag. Nou reën dit ook. Baie dankie dat julle hier is. En ek gaan maak soos enige ander persoon. Gaan ek vra, ag, wil julle nie 'n bietjie vorentoe sit nie asseblief? Ag asseblief, weet julle hoekom gaan ek vra? Nee, hier's 'n lig. En hy skyn in my oë. En dan kan ek nie sien nie. So ek sê vir julle baie dankie. En ek wil nou sê groet almal, maar almal het almal gegroet. So kom ons gaan dan sommer dadelik in dinge wat ons moet doen. Eerste is eerste het ek gedink, maar Linda is nie hierso nie, want hulle het 'n bietjie verlof te rus. So eerste kan ons net vir 'n oomblik vir hulle bid. Net so daar waar jy is, net seën oor hulle spreek, vra vir God dat hy hulle diep rus sal gee en dat hy aan hulle openbaring sal gee vir nog meer en wat ook al God op jou hart lê. So kom ons doen dit so vir 'n oomblik aan, tree ons net vir hulle in. Bedankie dat u goed is en getrou is en dat ons kan vashou aan u getrouheid en u goedheid, Here. Dankie dat ons kan aanhou en aanhou en aanhou om te glo dat u waar is. En as ons bid vir Linda en Maree wat rus gaan omdat sodat hulle liggame kan rus, Vader, kom bid ek dat u hulle sal seën. Dat daar waar hulle loop of ry, waar hulle in 'n woonstel is of waar hulle op die strand is of op die straat is, dat u beskerming hulle sal volg. Dat u engele aangaande hulle sal opdrag gee om hulle veilig te hou, Vader. Ek bid, Heilige Gees, dat u diep waarhede aan hulle sal openbaar in hulle drome. En terwyl hulle tyd in die woord spandeer, Vader, dat u hulle kom ryk maak, rykdom gee in die woord. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Goed, dan is dit tyd vir die Jesus stories. Enige iemand wat getuienis het wat hulle wil kom deel, sê hulle so welkom. My man het gesê hy is eerste. Grappie. Tannie Visa, Tannie nie iets wat tot aan die fonds ook kom. Grap. Okay. Wayne, you don't have something you want to share? Not yet. Not yet. No, I'm just joking. Okay. So, I want to testify about my thought life and where I am and how I do see humor in it as well. I find humor in it, so it's not dull, it's not, but I find myself, wie prediker nou in Engels? Nou kan ek nie onthou wie prediker in Engels nie. So, wil iemand probeer? Iemand kan gou op hulle fone wat 'n Bybel het, gou vir my sê, want ek kan nou nie dit nou doen nie. En dan gaan ek my Jesus storie vertel. Oh, okay. No, a very big word. Very big. Okay, so I'm going to try to pronounce it Ecclesiastic. So I find myself to think of the way that it's described in this book, which if I'm going to pronounce it again, I'm going to fail. So
I find myself to think I'm not old. I know I'm not old, but I think just because most days are just the same, and we live life, and then I've come to this place that I really ask the Lord, and I find humor in it, because thank Jesus that we have Him in the New Testament, so that when we think of, we work and we work and we do and we do, and it might be all for nothing if you don't have Jesus. So that's my humor part, is that I I ask questions. This is where my thought life comes in. I ask the questions, many questions of this living and living and living, and the same thing, and going forward, and I am growing, but growing isn't now part of my thoughts. But I just ask the Lord, and I'm in this conversation with Him, and that's my Jesus story. That thank the Lord that we have Him, and that we have the ability to hear His voice, and that we can have conversation with Him, that we can have dialogue with Him. That when I think of the book Ecclesiastes, and all is for nothing at the end, because you can't take anything with you when you go to Jesus. We have Him to hold on. We have Him as our focus. And if we don't have that, then I think that then if I didn't have Him, my thought life would have been maybe way different than it is now. So that's my Jesus story. I want to testify that God speaks and we can hear Him. And if you can't yet hear Him, reach out to someone who can, so that they can teach you, or that you can that the truth of the Bible can tell you that you can hear His voice, and then that you start learning to trust in that voice that you hear. Okay, then some announcements is on Tuesday. There is healing rooms from 12 to 2. So if you need healing in your body, please send Lena a WhatsApp. If you can come in person, please come in person. God heals today, and He's still healing, and He still does miracles. So please come and trust in the Lord. And yeah, you are so welcome to come. And then harp and bowl training that we want to again invite you to. It's the 11th of October. It's not far away, so it's free of charge. Please just let us know, so that we can have enough food and enough of everything that we must have. So that's all why we ask, if you know that you are coming, just let Linda know. And then, but please do come. It's not, Linda always says, it's not just for singers and musicians. It's for those who are in the prayer room, or want to know how this model works that we are using, to get a better understanding of why maybe you see Wayne singing prophetically, or you see him just singing antiphonally. Then come and hear why we do it, why we feel inspired to do it. So please mark that in your calendar. Then for next year, we are doing Joshua year advertising. If you know of someone, please witness to them the growth that has happened in your own life, the growth that you have seen happen in someone else's life, to set a firm foundation for their life forward. So please, if you have anything, contact Linda. The Bible course, counseling course, is also for next year, to give you information about that already, so that if you desire to be strengthened in counseling, how to counsel others, how you do it yourself, and to grow in that aspect, to have more understanding about that, please again reach out to Linda, so that she can explain more. She told me now that it's just 700 Rand for the whole module, and you get your booklets. You come together once a week. There's 7 modules, 6 seminars. That's over a weekend. So yes, please do reach out to her if you want that. And that is it for the announcements. If someone wants to add something, you're welcome. Okay, so then it is time for the offering.
Thank you, Wayne, that you are always available. We appreciate it. And I remember um, few years, for a few years, when there was IOPU students, they would come every Sunday and then witness about the truth of God's word, about offering our money to Him, or giving what we are able to give, or and asking in return. And I want to encourage you that if you struggle, if it is hard to tithe or to sow, that you would find yourself to search the Word of God. If someone tells you the truth, it has a lot of value. But if you encounter it yourself, if you read it and you ask the Lord and He firsthand reaches out to you and tells you the truth, then even more we change so much. So I want to encourage you, find the truth in the Word. He promises that He is a good Father. He promises we can put our trust in Him, for He is the one that looks after us. That is His promise, because He is a good Father. But if there is this place where you struggle to give it over to Him, if you have little and it feels impossible to give, I ask you that you stare into the eyes of the Lord to see Him. Incline your ear to hear Him. Because when we do what He says we must do, then we are at a place that we are safe and He can provide. So please, do not just wait for someone to speak to you about it. Don't wait for someone to witness about it. So many people has witnessed before the amazing way that God provides. And maybe that hasn't quite yet give you that understanding that you feel you need. That hasn't encouraged you in the way that you feel you should have been encouraged. So please go to the Word of God, and it will make you free. So Wayne is going to minister to us in this time, and please search for God. Don't let this be an empty moment. It's your choice. It's your choice what you do in this moment, if you put your eyes on Him or not. So don't let this moment pass by you, but invest in it rather. Lord, I pray that you come and strengthen each person in this building or someone watching online that needs to be strengthened financially, that needs to be strengthened in wisdom regarding finances, regarding sowing or tithing. Lord, I pray, oh God, I pray that your voice will be so clear. And I pray for a hunger to be om gehoorsaam te wees. So Lord, I pray that this would happen in our hearts as we set our eyes on you. In Jesus' name, amen. Blessed is the one who endures temptation, for when he's approved, he'll receive the crown. Blessed is the one who endures temptation, when he's approved, he'll receive a crown.
This is joy. Lord, you are my joy. I count it all joy when I fall into trials, a testing of faith produces patience. I count it all joy, 'cause you're working in my heart. You fill my life with all I need. Oh, this is joy. Lord, you are my joy. Oh, this is joy. Lord, you are my joy. And I worship the Father of lights, who blesses his sons, who blesses his daughters, and fight the good fight. I see a man at your right hand, praise from me daily. My faith will not fail me. And I worship the Father of lights, who blesses his sons, who blesses his daughters, to fight the good fight. I see a man at your right hand, who prays for me daily. My faith will not fail me. This is joy. Lord, you are my joy. Oh, this is joy. Lord, you are my joy. This is joy. Lord, you are my joy. This is joy. Lord, you are my joy. We are going in worship now, and my prayer is that we will all hear His voice. If you have been in the church for long, if you have as long as you can remember, even as a child, you have been in church, but yet you have not heard the voice of God. You hear other people talk about it, but yet you have struggled to make it your own. My prayer now is that your spiritual eyes may be enlightened, that the senses of which God has given us, that you can hear Him, that the lies of the past will fall off of you in the name of Jesus. And that whisper that is according to the Word of God, that you hear it so clearly. And as you give honor
and glory back to Him as He deserves. May that change your mind. May that change your heart. May the lies fall off of you like it has never before. Lord, thank you. Thank you that we can adore you and that we are adored by you. And now is a time that we set our focus on you. We put our eyes on you, Lord. And if there is many things in our life that has the ability to take up this space, if stress and being worried and so many things, Lord, conflict or a lack of resolution or something about tomorrow, if that can take up this space, oh God, I pray that your mercy would lead us through this open door that is in Revelation. That we would see the one on the throne, that our eyes would be enlightened in such a marvelous way that we see you, Christ Jesus. Oh, I pray, Holy Spirit, come and reveal the Father to us. May all the glory and the praise belong to you, with pure hearts and pure minds. In Jesus' name, I'll ask you to stand and let us worship God. In the glory of your presence, I find rest for my soul. And in the depths of your love, I find peace and makes me whole. The glory, in the glory of your presence, oh Lord, I find rest, oh, for my soul. In the depths of your love, I find peace and makes me whole. I love your presence. I love your presence. I love you, Jesus. I love your presence. I love your presence. I love your presence. I love, oh, I love you, Jesus. I love, oh, I love your presence. Oh, I love your presence, Lord, in the glory
of your presence. I find rest for my soul, and in the depths of your love, I find peace that makes me whole. I love your presence. I love your presence. I love. Oh, I love you, Jesus. I love. Oh, I love your presence. I love. Oh, I love your presence. I love. Oh, I love your presence. I love. Oh, I love you, Jesus. I love. Oh, I love your presence. I love. Oh, I love you, Jesus. I love. I love your presence. I love you, Jesus. I love. Oh, I love you, Jesus. I love. I love your presence. I love. I love your presence. I love. Oh, I love your presence. I love. Oh, I love you, Jesus. I love. Oh, I love your presence. Oh, there's nothing like your presence. Oh, there's nothing like your presence. Yeah, nothing like your presence. Yeah, the presence of the Lord. Oh, there is fullness of joy. Yeah, that's why I love your presence. I love. Oh, I love your presence. I love you, Jesus. I love. Oh, I love you, Jesus. I love. I love your presence. I love. I love your presence. I love. Oh, I love your presence. I love. I love you, Jesus. I love. I love your presence.
Yeah. There's nothing like your presence. Before I spoke a word, you were waiting over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. You know the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. Oh, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, it's your love for me. Oh, I was your fault, still your love fought for me. Yeah, you have been so, so good to me. Yes, you have. When I felt no worth, you paid it all for me. Yes, you did. You have been so, so kind to me. Yeah. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. Oh, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it's your love for me. Oh, it's your love for me, God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't keep down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow, no, there's no shadow you won't, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming out to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming out to me. There's no wall you won't kick down,
couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you'll light up, mountain you'll climb up, coming up to me. Oh, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming up to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. Oh, I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, thank you for your love, God. Yeah. Oh, it's unconditional, it's never-ending. Oh, help me to receive your love. Help me to receive your love. Nothing can separate me from the love of Christ. Nothing can separate me from the love of Christ. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No, it chases me down, finds still love, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness to me.
faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Oh, I put my trust in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. So I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Oh, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. And great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Unto the Father, fully in grace,
the hiding, reason to live. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. To the Father, I fall in a grace, down with the hound, and reason to live. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 again and again. My heart is beneath your sight, long before my first breath is running into your arms, is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in, and I know I need you now. My heart is beneath your sight, long before my first breath, running into your arms, is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in, and I know I need you now. Run to the Father, full in grace, down with the hiding, reason to live. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 again and again. Oh, 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 oh. My heart is beneath your sight, and before my first breath is running into yours, is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in, and I know I need you now. My heart is beneath your sight, long before my first breath is running into your arms, is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is rolling out, just as I am. You pull me in, and I know I need you now. So run to the Father, full in grace, done with the hiding, reason to live. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and
So I'll throw up my hands, praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, and I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not mine, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy, man, lift up yourself. 'Cause you've got a lion inside of those things. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy, man, lift up yourself. 'Cause you've got a lion inside of those things. Get up and praise the Lord. Yeah, come on, my soul. Oh, don't you get shy, man, lift up yourself. 'Cause you've got a lion inside of those things. Get up and praise the Lord. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for her singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. I'll singing hallelujah. Oh, hallelujah. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Ja, Here, ons sal sê haleluja.
sal ons arms oplig en vir U prys en U loof en die aanbidding aan U bring. Here, want U is dit werd. Jesus, ons wil U beter ken, Heilige Gees, ons wil U beter ken, Abba, ons wil weet wie U is en hoe U is, en ons wil U beter ken. So geef ons vandag die wysheid en die insig wat ons nodig het om diep in die woord in te gaan en steeds te voel ons staan op hierdie vaste fondasie. Sodat ons meer soos U kan lyk. Sodat ons nader aan U kan wees, Here, want dit is wat dit bring. Kennis bring ons nader aan U, Here. So kom gee dit van ons vandag, Heilige Gees, dat ons mag weet en dat die waarheid ons mag vrymaak in die naam van Jesus. Amen. So I just also want to thank everyone that serves in the house. Wayne, thank you. Zalari, as always, available to help. And Pierre, thank you. Danivisa, Mama, thank you. Thank you that you do what you do and that you serve in this house. I just want to thank you. So, gaan in Afrikaans praat, skies. So, ek lees so ruk terug hierdie gedeelte en ek lees dit toe in die boodskap oor hierdie klere wat ons uittrek, klere wat ons aantrek en dit het, ek het al seker meer as een keer al my geloofslewe weet dat ek iets moet afhaal, maar toe ek hierdie teks lees in Kolossense, toe was dit net vir my so, veral in die boodskap gedeelte, het dit net so vir my daai liggie aangegaan, daai klik gemaak wat hy moes maak, net daai naby te kom, en juis in die boodskap praat hy van hierdie klere wat jy aantrek en nuwe klere waarmee jy aangetrek is. So, dit is so, ons gaan sommer dadelik die teks lees. Net voor wil ek net noem, ons lees uit Kolossense 3 en hierdie hele hoofstuk 3 word so begin met hierdie opskrif, veral in die 53 vertaling staan daar die vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. Die vermaning tot heiligmaking, so dis waaroor hierdie hoofstuk gaan, is vermaning is 'n ernstige waarskuwing. Dis wat 'n vermaning is. Ons gebruik dit selde in ons Afrikaans, maar dit is amper soos om oor te kom dat jy wil meer as sê, ek gaan jou waarsku, ek waarsku jou, maar dis meer as 'n waarsku, dit is so 'n, jy weet, as jy iets aan iemand wil verduidelik en jy sien dit gaan net nie, hulle voel nie soos jy voel nie, dink nie soos jy dink nie, daai oomblik. So in die Engels is dit exhortation. Miskien maak dit vir jou 'n bietjie meer. Dit is 'n baie ernstige waarskuwing en tot heiligmaking en broederlike liefde. So dis waarheen jy uitgenooi word om te luister. Jy word uitgenooi in hierdie hoofstuk om te luister sodat jy heilig, sodat jy kan ja sê vir die heiligmaking wat in jou moet gebeur. So eers gaan ek lees uit die 83 vertaling, die gewone vertaling. Daar staan, maar nou moet julle, so ek lees so 'n bietjie boontoe van, en hou dit so lank in gedagte, dis waaroor ons gaan gesels, dis waaroor ek gaan gesels, dit is juist, hierdie is die goed ou klere, wat jy gaan uittrek, wat jy eintlik uittrek as jy tot bekering kom. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nyd en 'n gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus
alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. So ingewortel, ingesit hier in die word vry van hierdie, want hy het jou so lief. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets teen die ander het. Soos die Here dit julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volkome eenheid saambind. Nou, in hierdie vertaling het dit nie vir my so uitgespring, daar staan van 'n nuwe mens. Ja, jy is 'n nuwe mens. Ek weet nie die dag toe ek tot, miskien het ek dit nie gehoor nie. Ek kan nie onthou nie. Ek is groot geword in die kerk, so ek het al 'n rukkie kerk toe gegaan, 'n rukkie jeug toe gegaan, en ek het sondagskool gedoen. So in my bietjie verstaan het ek verstaan dat jy weet jy eintlik anders moet wees. Jy kan nie meer dieselfde wees as jy in Jesus begin glo nie. En toe ek tot bekering gekom het, weet ek nie of het iemand dit so vir my heeltemal verduidelik nie. Ek sê nie in elke omstandighede moet dit so verduidelik word nie, maar iewers moet dit baie vinnig na jy in Jesus Christus begin glo, moet die wete in jou brein ingaan, in jou gees ingaan, in jou gedagtes gaan settle, wil ek sê, dat jy 'n nuwe mens is. Daai oomblik is die ou verby. Die ou mens is verby. En dan sê hierdie teks, ekskuus, hierdie ding kan nie, ek gaan nou uitgaan en teruggaan, want hy kan nie so werk soos wat ek wou gehad het, hy moes werk nie. Hierdie teks sê, die eerste gedeelte sê, en leef nou die nuwe mens lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van God. So jy is in die oomblik 'n nuwe mens, en dan verder heiligmaking wat inkom, en jy word verander om meer soos Christus te lyk. So dit is wat Kolossense 3 na jou toe bring, as 'n waarskuwing, as 'n vermaaning tot heiligmaking en broederlike liefde. Ons gaan dit later uit die boodskap uitlees, maar die boodskap sê, is mos 'n eenvoudiger manier van praat, sê, julle tyd vir lelik leef is verby. Dit is verby. En toe ek in die boodskap dit lees, dat jy dit soos ou klere uittrek, en daar vir jou nuwe klere is om aan te trek. Daar het iets gebeur. Die doen, daar het iets gebeur met, jy het iets gedoen. Daar was 'n aksie, ons mens hou vreeslik baie daarvan, om simbool in te bring, 'n vatbare ding in te bring, soos, as jy jou sonde gaan neersit, dan kom jy met 'n briefie na die kruis toe, op 'n kamp, of jy gaan begrawe hom, of jy brand hom, of jy kap hom teen die kruis vas. Ons hou van simboliek. En hierdie is so simboliek, so sterk simboliek, want jy trek elke dag aan en uit, so jy kan elke dag deur die wonderlike werking van die Heilige Gees herinner word. Onthou, jy trek jou ou klere uit. As jy jou pyjamas uittrek in die oggend, kan jy onthou, ek het my ou mens uitgetrek, en ek het die nuwe mens aangetrek. Ek het Christus aangetrek, en ons gaan nou na daai teks kyk. Jy het Christus aangetrek. Jy het ou klere uitgetrek. En daardie ou klere word genoem in daai teks. Waaraan ek en jy nie moet deel hê nie.
En sekerlik gaan jy in jou gedagtes kan dink, maar hierdie ding kan bykom en hierdie ding kan bykom en daai ding kan bykom. Alles kan bykom daar waar jy gaan, waar jy is, na waar jy lyk soos Christus. Kom daar die goeders by. Dis wat jy uittrek. Is dit 'n een keer uittrek? Is dit 'n klomp keer uittrek? Is dit 'n weer uittrek? Is dit 'n ons trek ou klere aan en dan trek ons dit uit en dan trek ons dit aan en dan trek ons dit uit? Ek is nie seker nie. Ek is nie seker 100% seker nie. Wat hier in hierdie teks staan, is jy is 'n nuwe mens. Is dit nie wat ons nie nou hierdie lied gesing nie? Wanneer ek na U toe hardloop, dan hardloop ek na lewe toe van dood af weg, want jy is 'n nuwe mens. En hoe tree hierdie nuwe mens op? Nie soos die ou ene nie. Vanoggend bedien ek by Blinkpan en ook vir die eerste keer maak dit so vir my sin, nê. Wanneer ons die Bybel na ons lewe toe bring, dan kom die bonatuurlike, miskien het jy dit lankal al gedink. Maar hier waar die Bybel na jou lewe toe kom, is daar waar die bonatuurlike en jou natuur en die natuurlike mekaar ontmoet. Want die feit van die saak is, jy glo in 'n bonatuurlike God. Dit is in wie jy glo. Jy glo nie in 'n natuurlike God nie, hy doen natuurlike dinge, hy doen bonatuurlike dinge meer. So daar waar die Bybel in jou lewe by mekaar kom, daar waar daai impak is, daar ontmoet die bonatuurlike van God jou lewe. Wat sê, jy het in 'n oomblik 'n nuwe mens geword. Dit is nie 'n natuurlike ding nie. Dit is 'n bonatuurlike ding vir jou om toe jy ja sê vir Jesus, sê ek is nie meer daai ene nie. Dit het nie dadelik met my gebeur nie. Dit het nie. Ek wens dit het. Ek wens dit het, want ek was 'n ander soort Josie as wat ek nou is. Prys die Here. Daar jy mens word groot. Wêreld, dankie tog ons word groot. Ek is nie daai Josie. Ek is nie meer daai Josie nie, maar ek het nie gedink aan myself as hierdie hele nuwe mens nie. Ek het dit nie toegeweet nie. Maar klere wat jy uittrek, so kom ons lees dit uit die boodskap. So ek gaan net so 'n korter stuk lees. So daar staan nou moenie lieg nie. Voor dit was daar die ander vermaaning van dit wat jy eintlik moet uittrek. Daai lelik. Julle is eintlik soos iemand wat sy ou klere uitgetrek en nuwe klere aangetrek het. Die ou klere is jou slegte ou gewoontes en jou verkeerde manier waarop jy julle geleef het. Daarvan moet julle ontslaa raak soos van ou klere. God het egter vir julle ook 'n nuwe stel klere gegee. Is dit nie wonderlik nie? Jy word nie naak gelaat nie. Hy het vir jou nuwe klere gegee. Hy sê reeds vir jou, vervang hierdie lelik met hierdie wat ek is. Vervang dit daarmee. Hy laat jou nie om te raai nie. Jy hoef nie te raai nie. Jy hoef nie te wonder nie. Hy gee dit vir jou. Hy gee vir jou wie hy wil hê jy moet wees. Hoe jy moet optree, hoe jy moet praat, hoe jy moet dink. Hy gee dit vir jou. Hy maak dit vir jou eenvoudig genoeg om te kan begryp en vasgryp en dit jou nou maak. So dan staan daar verder, God het egter julle ook 'n nuwe stel klere gegee. Hierdie klere maak julle heeltemal nuut. Dit bring julle al hoe nader aan God. Julle leer hom al hoe beter ken. Hoe beter julle hom leer ken, hoe meer word julle soos hy. So kom julle al hoe nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees. Hy wil nie hê mense moet met mekaar vassit, omdat hulle nie dieselfde lyk of dieselfde taal praat nie, en dan gaan dit nou aan, dan later kom daai stuk in hoofstuk 8 in vers 12 tot 14 oor die liefde, hoe ons mekaar moet liefde hê, en dit is die band, dit is die hele ding wat alles aan mekaar hou, is daar die liefde. Nou hier is die realiteit. Die realiteit is dat jy eerlik genoeg met jouself moet wees om te kan sê, lyk ek soos ek gelyk het? Lyk ek nog steeds so? Vanoggend het ek so in 'n
klein groepie gesprek met 'n paar meisies, kom hierdie ding op, dat daar 'n punt kom, as jy te veel sondig, dat God jou nie meer gaan vergewe nie. En dit is wat hulle glo. Dit is wat hulle dink. Nou, ek glo nie so nie. Maar wat ek toe wel vir hulle probeer verduidelik, is dit, dat hoe meer jy daai sonde doen, en dan vergewe God jou, en dan doen jy die sonde, en vergewe sondig, dan word jou gees dal. Dan word jou gedagtes dal. En hier is wat kon gebeur het met die waarheid, dat jy 'n nuwe mens is, maar jy tot op hede nog nie verander het nie. Is omdat ons geesmens dof geraak het. En het jy amper nie eers die lus om te luister, die lus om te lees, die lus om 'n nuwe mens te wees nie. En dit is nie 'n beskuldiging nie. Dit is 'n geleentheid dat jy kan vrykom, dat jy weer helder kan wees van verstand, dat jy helder kan wees soos wat hy veronderstel, hoe hy graag wil hê jy moet wees. En dit is my gebed. Miskien is dit 'n verre voorbeeld. Dalk moet ons nader kom in daardie areas wat die lelik is, wat ons eintlik nie meer moet leef nie, maar dat ons so neutraal geraak het daaroor, en neutraal geraak het omdat die wêreld om ons sê dit is oukei. Dat ons neutraal geraak het daaroor, dat ons dit nie meer veg nie. Ons veg nie meer daardie lelik nie, en daardie kleiner, miskien is dit 'n kleiner skaal, daar het jy, dit is asof jy kan net nie. Jy wil nie, en jy wil, maar jy wil nie, en jy sukkel, en jy, geliefde, my gebed is, dat die waarheid van die woord my en jou vrymaak. Dat hy ons so vrymaak, van daar waar ons onsself weggee, daar waar ons onsself oorgee, daar waar ons hierdie lelik, wat ons eintlik nie meer moet leef nie, van hom weggee, daar is jy vry. Jy is nie vry nou, waar jy die ou klere nog aan het nie. Jy is nie vry nie. Maar daar waar jy jou nuwe klere aantrek, wat hy vir jou gee om aan te trek, daar is jy vry. Nie waar jy nou is, sou jy wees by hierdie ou mens, wat nog nie nuut geword het nie. En dit is die vermaning. Dit is die waarskuwing. Dat ons nie meer kan leef so nie. Dat ons nie meer met daai ou klere rond moet loop meer nie. Dat ons verby daai plek moet gaan. Dat ons verby hierdie lelik moet leef. Dat ons moet leef met die nuwe gewoontes. Dat jy tot sien sê vir die ou gewoontes. Ek kyk na hierdie prentjie wat Linda gemaak het. Dankie Linda dat jy 'n prentjie gemaak het. Kyk na die prentjie, ou hardloop. Hy hardloop weg van daai ou klere af. Hardloop weg van ou gewoontes af. Draai jou rug op ou gewoontes. Want hy gee vir jou nuwe klere. En dit is miskien waarop ons oë moet sit. Die vervanging. Wat vervang hy dit mee? So volgens daai teks vervang hy jou om sagmoedig te wees en al daardie wonderlike eienskappe van Christus. Kom ons kyk net so vinnig daarna. Daardie wonderlike eienskappe van Christus wat sê, daarom moet julle meelewend wees. Goedgesind wees teenoor mekaar. Dat ons moet nederig wees teenoor mekaar. Ons moet sagmoedig wees met mekaar. Kan ons net, as ons oë kon oopmaak, as ons gedagtes kon oopmaak en gesien het, hoe kan huwelike anders lyk as ons sagmoedig is met mekaar? Hoe kan ouers met kinders en kinders met ouers wees as ons sê ja vir sagmoedigheid? Hoe kan verhouding op 'n werksplek anders lyk as sagmoedigheid ons gewoonte is?
ons gewoonte is. Dis 'n gewoonte. Dis 'n nuwe gewoonte wat ons moet aanleer om sagmoedig te wees. 'n Goeie een. Verdraagsaam te wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook vergewe. Vergifnis moet so op ons tong wees. Dit moet nie ver van ons wees nie. Dit moet iets wees wat gereeld gebeur. En nou is daar voorbeelde van walglike dinge wat gebeur. Walglike sonde wat teen jou gebeur. Die verskriklikste goeders wat jy nie eens voel jy kan hardop sê nie. 'n Oorlog wat gebeur en 'n ouer wat sy lewelose kind se lyf vashou. Aaklige goed. Seer. Regtige seer goed wat gebeur. Dat ons so na Christus lyk. Dat die haaglike dinge wat teen Christus gebeur het en hy hulle kon vergewe. Dat ons ander kan vergewe. Lang terug bedien ek op 'n plek. En ek kan nie eens onthou wat is die woord nie. En dan na die tyd kom ons by mekaar. En ek hoor iemand se gesprek so. Kan nie help om dit te hoor nie. Maar ek hoor net so gesprek so. Oor ander mense, iemand praat oor, maar ver mense, dit is soos ver, soos 'n koning en dit was ander, so ver soos Engeland heen, wat 'n koning het en 'n koningin het, nee, of gehad het. Is ver, sê, hierdie ding wat teen hierdie persoon gedoen is, ek kan nie eens die detail onthou nie, maar ek onthou hierdie woorde, 'n onvergeeflike ding. Daai persoon gaan nie kan vergeef nie. Onvergifnis. En ek hoor dit spring so hard, daai woorde spring so hard uit, asof hulle dit uitbasyn, onvergifnis, en ek hier in my binnekant, ek is seker ons het nou, ja, die woord van God het nou net met ons hier oor gepraat, ek seker dit is waaroor ons nou net gepraat het, en die gewoonte van ons mond, is om te sê, iets is onvergeeflik. Dit is onmoontlik dat ek kan vergewe. Dit is onmoontlik dat daai en daai gaan vergewe, want dit is onmoontlik. Die gewoonte van ons tong, om sulke goed te sê. Onvergifnis het jy uitgetrek, soos ou klere, en jy het vergifnis aangetrek, nuwe klere, want jy is 'n nuwe mens. En so, kan jy tyd spandeer op elkeen van daardie klere wat God vir jou gee om aan te trek. Gewoontes wat God vir jou gee om aan te trek. Jy kan dit nou sê wat se kant toe jy dit wil sê. Dis 'n gewoonte, dis ou mens, dis 'n nuwe mens, dit is hoe jy dit ook al wil sê. Geliefde, dat jy tot daardie besef kom dat jy iets moet uittrek. Moes uittrek, jy moes dit uitgetrek het, as jy nog nie het nie, dat jy dit sal uittrek. Nou wil ek gaan na wat die woord nog vir ons sê, want daai is wonderlike eienskappe waarmee ons moet aantrek. Wonderlike gewoontes wat ons moet kweek in ons binnekant. Wonderlike goed. Kom ons kyk verder na wat God nog sê in sy woord, wat klere is wat aangetrek is vir jou. En hier is die wonderlike vrymakende waarheid, wat as jy dit vat vir jouself, jy waarlik as 'n ander mens kan uitstap in die lewe. Ja, ons het 'n geleentheid. Jy het 'n geleentheid. Jy het 'n geleentheid om na die vermaning wat lei tot heiligheid te luister. Ek het die geleentheid om dit te hoor. Wat ek hoop gebeur in jou binnekant is dat jy gaan.
Al is dit, het jy dit al talle kere gehoor, is dit die soort verse wat op jou mure geprint is en opgeplak is, dat dit iets wat jou is wat jy op 'n canvas geskryf het. Maar wat ek hoop gebeur in jou binnekant, is dat jy die woord vat en jy soos, ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Dis wonderlik, ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit glo, ek wil dit glo, maar kan dit nie ek kan dit nie glo soos dis onwaar en ek kan dit nie glo nie en ek moet dit nie glo nie. Nie daai soort, net daai van ek kan dit nie glo nie. Dis so wonderlik, dit is fantasties. Dis myne, dit is dat dit gebeur hier binne in jou en ek weet nie hoe dit lyk nie. Ek weet nie hoe dit lyk vir jou as dit met jou gebeur as jy 'n teks lees en jy soos opgewonde raak nie. Ek is 'n baie buitemens. En alles gaan na buitekant toe. Is groot bewegings en dis rond beweeg en dit is myne is uit na buitekant toe. Hoe lyk joune? Wanneer jy soos wow, yes so, dis rarig en dis myne. Hoe lyk daai oomblik vir jou? Want ek weet dit moet anders lyk, maar ek het wel hierdie een oomie het iets in my kom verander. Daar was 'n gebedskonferensie nog by Witbank Suid gewees. En daar was hierdie oom gewees. Hy was aangetrek in al kakie, nee, alles kakie van sy hemp tot sy broek, selfe kleur gewees. Sy kouse was tot daar getrek, hy het vellies aangehaat. Hy het soos my pa gelyk toe. Dit was lang terug toe ek op skool was. En hierdie oomie, en die worship begin, en hierdie oom begin dans. Hy begin dans, het geen ritme nie. Hy het geen ritme nie, maar hierdie oom begin dans, en daai oom het my lewe verander. Daai oom dis 'n merk in my lewe wat gemaak is, dat ek gesien het, dat jy hoef nie op 'n sekere manier te lyk om na buite toe te wees, en daai oom het lekker gedans voor die Here, hy was vry. Jy kon sien, daai oom is vry. Wat afgeval het, wat af moes val het, afgeval, en ek het 'n nuwe mens daar gesien dans, met sy al daai kakie. Hy selfde skakering van alles. So kom ons hoor wat sê God. In Jesaja 61 vers 10, en ek lees hier uit die New King James, sê dit, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with a robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Mooi gemaak. Jy glo in 'n koning. In 'n koning. Hy gee nie vir jou weggegooi klere nie. Hy gee nie vir jou iemand anders se ou klere wat vir jou nie is nie. Dis nie hand-me-downs nie, dis nie pre-loved nie. Dit is nie. Hy gee vir jou nuwe klere. En hier is iets waarop jy jou oë kan sit en meer van maak in jou daaglikse lewe, en ek kan jou waarborg, as jy meer oor jou redding dink, en jy daaroor, die woord wat by my opkom is ponder, dis so 'n mooi woord, dis oordink en oordink, you ponder over it. As jy sou oordink oor die redding wat met jou gebeur het, en dat jy gered is, en dat jy vry mens is, as daai ding in jou insink, jou lewe sal verander wees. Maar dis wat hierdie teks sê, jy het klere van redding aangetrek. Jy het oorwinningsklere aangetrek, ek sê een ander vertaling. Jy het oorwinningsklere aangetrek. Dit is wie jy is. Jy staan in oorwinning. Jy het die, hoor mooi wat ek nou sê, moet nie, dit is Jesus Christus het die dood oorwin, en daarom is die dood oor jou oorwin. Daarom dra jy hierdie klere, want Christus het dit vir jou gedoen. Ons gaan nou na daai teks kyk wat sê jy is beklee met Christus. Want dit bring alles so saam. Has covered you with a robe of righteousness. Jy is regverdig verklaar.
Dis klere wat jy aangetrek het. Jy is dit aangetrek toe jy daardie nuwe mens geword het. Jy is regverdig verklaar en hy maak jou mooi. Maak jou nie iemand anders nie. Hy maak jou wie jy veronderstel is om te wees. 'n regverdige. Ons het hier dan geraak, maar kom ons raak weer daaraan. 1 Petrus 5 vers 5. Likewise, you younger people. So hier's 'n paar jonges hier binne, spits jou ore. Likewise, you younger people. Likewise, so dit's ook vir die ouer mense. Al die ouer mense hier binne, likewise staan daar. You younger people, submit yourself to the elders. Hoor dit. As jy online luister, as jy hoor wat die woord van God sê. Dit sê dit. So jonges, doen dit. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. Daar staan, yes, all of you be submissive to one another. Dit kan net gebeur wanneer die volgende gedeelte kom. And be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble. Nederigheid. Jy is met nederigheid aangetrek. Weet jy, as iemand iets oor jou moet sê, dan uit die woord uit moet dit wees, jy sê die persoon is nederig. Het jy hierdie een ontmoet, want jette, nederigheid straal uit hulle uit. Soos as iemand vir jou sê, jy het jou gunsteling kleur aan, en jy weet, dit werk net met jou velkleur, jy lyk net so goed. Jy weet, en iemand sê vir jou, maar dit lyk so mooi aan jou, of jy lyk so mooi in dit, of dit komplimenteer jou so, jy lyk straal somme so. Mans, ek weet nie waar dit vir julle gesê word, ek seker julle dra ook klere wat julle beter as anders laat lyk, maar ek het al vir Louis gesê, hy lyk baie, baie mooi, want hy trek iets aan wat hom baie goed laat lyk. Nou so moet dit eintlik wees, glo ek. En dis iets waarin ons groei en dis iets waarin ons wyser word maar moenie dat dit ons verskoning wees. Ek wil nie graag hê dat dit moet ons verskoning wees. Ja, maar ek groei nog daarin en dan dans jy so met nederigheid en dan sonder nederigheid en dan met nederigheid en dan sonder nederigheid nie. Nederigheid moet die storie van ons lewe wees. Kan jy 'n ander wêreld indink as gelowiges nederig is met mekaar? Jy kan net dink hoe dit anders lyk. Ek kan net dink hoe dit anders sal proe en voel as iemand deur daai deure stap. En ons wat hier by mekaar is. Nederigheid straal uit ons uit. Kan jy dink hoe anders sal dit wees? You are clothed you with humility. Jy is dit aangetrek. Jy is dit nie net gegee nie, jy is dit aangetrek. Dit is die klere wat jy aan het. Dit is wie jy is. Dit is wie ons verstel is om te wees. Maar dit is wie jy is, want jy is daardie klere aangetrek. En nou moet dit groei in gewoontes. En dit moet groei in jou tong, en dit moet groei in jou lippe, en dit moet groei in jou gedagtes, en dit moet groei in gewoonte op baie plekke. Efesiërs 6, ek gaan nie dit lees nie, maar Efesiërs 6 vers 11, die wapenrusting. Jy is geklee met die wapenrusting. Jy is geklee met waarheid, met vryspraak, bereidheid om die evangelie en vrede te verkondig. Dis juist dit aangetrek. Is dit nie fantasties nie? So, ek kan ook nog baie skaam wees. En dit is glad nie 'n God gegewe ding nie. Maar eintlik is ek aangetrek die bereidheid om die goeie nuus te verkondig. Jy is met geloof beklee. Jy is met verlossing beklee. Jy is met die woord van God beklee. Dit is jou uitrusting. Dit is jou die nuwe klere, die nuwe klere wat jy aangetrek is as verloste van
wat glo in Christus. Dit is daar waar jou lewe en die Bybel mekaar ontmoet. En die bonatuurlike gebeur. En hier so is dit dan nou, Galasiërs 3 vers 27, en ek lees dit uit die King James, elke vertaling sê dit anders. Die 53 vertaling sê dit ook so. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. In Afrikaans sê die 53 vertaling, jy is beklee met Christus. En hierdie het te doen met die doop. Geliefde, jy is beklee met Christus. Wie hy is en wie hy was, wie hy is en wie hy tot in ewigheid gaan wees. Dit is wie jy aangetrek het en ek is verstom geslaan. Dat dit is ek en jy. Dit is ons storie. En dan is daar 'n leuen in die wêreld wat sê, hashtag, gaan soek 'n hashtag, jy gaan hom oral kry. You be you. You be you. Niemand anders wees nie, you be you. Klink fantasties, klink so mooi, klink so reg. Moet niemand anders wees nie. Toe ons nog Botswana gedoen het ons sulke boekies gedoen oor jou tassie. En dan moet jy nie iemand anders se tas gevat het by die lughawe nie. En dan gaan jy daai tas uitpak en niks gaan jou pas nie. Dis nie die soort you be you nie. Hierdie you be you is die leuns van die wêreld wat vertel dat jy is anders geskape as wat jy geskape is. Hierdie is die soort leuen wat vertel het dat God het iets verkeerd gemaak in jou. Verkeerde geslag gekies. Die leuen wat vertel, jy kan net soos jy wees, net soos jy is. Net soos jy is. You be you. Dis 'n leuen. You be like Christ. Dis die waarheid. Ek moet nie meer ek wees nie. En jy moet nie meer jy wees nie. Jy moet absoluut 'n kind van God, 'n bruid van Christus, 'n seun van God. Jy moet absoluut dit wees. En nie die eie ek. En nie die eie ek wat wil uitklim en oorklim en bo op daai berg staan nie. Ons moet soos Christus wees. En my gebed is dat jou lewe en die Bybel baie gou by mekaar uitkom. En dat jy kan sê, ja, ek het hierdie ou klere uitgetrek. En as dit weer op in jou lewe, o my, onthou jy nou weer, ek het dit mos uitgetrek. Sien, is dat ek dit weer aangetrek het nie. As ek die vyand en myself en my gewoonte, my ou gewoonte moet herinner. Ek het dit uitgetrek. Ek het dit uitgetrek. Dis daar weg van my af. Dis nie naby aan my nie. Ek het dit uitgetrek. Dit beteken nie jy het dit weer aangetrek nie. Dit beteken jy het dit uitgetrek, jy het dit een kant gelos en jy moet herinner word dat jy dit een kant gelos het. Jy het dit nie weer aangetrek nie. En daarom kan jy makliker wegdraai van dit af en weer draai na die gewoontes wat Christus in jou wil vestig. Kom ons lees dit nog een keer. En dan gaan ek afsluit. Wees meelewend met mekaar. Wees mekaar goedgesind. Wees nederig. Wees sagmoedig. Wees verdraagsaam. Vergewe mekaar soos wat Christus ons vergewe het. En bo dit alles, hê mekaar lief,
Want dit is wat alles bymekaar bring. Dit is wat alles bymekaar bring. Dat ons mekaar moet lief hê. En al hierdie boonste eienskappe wat genoem is, waarmee ons aangetrek is, die nuwe klere. Binne in dit alles is liefde verweef. Jy kan nie eintlik daardie goed wees as jy nie lief het nie. Maar weet dat liefde is daardie een stuk wat jy aantrek, wat alles bymekaar bring. En jy kan nie een van daardie boonste doen as jy liefdeloos is nie. Jy is 'n nuwe mens. Jy het jou ou klere uitgetrek toe jy aan Christus behoort het. Toe jy ja gesê het vir Christus, het jy jou ou klere uitgetrek en hy het vir jou nuwe klere gegee om aan te trek. En dit is die waarheid. Dit is nie iemand se waarheid nie, dit is die absolute waarheid van die woord. En daar is nie iets wat bo die waarheid van die woord kan wees nie. Niemand kan nie en niks kan bo hierdie waarheid van die woord wees nie. Ons maak klaar met ons ou gewoontes en ons stap in hierdie nuwe posisie in. En as dit nie in jou gebeur nie, geliefde, wees braaf genoeg om die genade troon te nader. En hy sal jou ontvang. En hy sal jou nie teleurstel nie. Want hy is nie soos ons, wat baie keer unfaithful kan wees nie. Hy is die een soos ons nou gesing het. He's the faithful one. Altyd. Altyd getrou. Kom ons bid saam. O Jesus, ek sê vir U dankie. Dankie vir hierdie wonderwerk. Dankie vir die verlossing wat gekom het, dat ons kan sê, ons trek dit uit. Ons maak klaar daarmee. Dis nie meer myne nie, ek wil dit nie meer hê nie, en ek gooi dit weg van my af, en dan laat U ons nie naak nie, maar U gee vir ons hierdie wonderlike gewoontes om aan te trek. Hierdie wonderlike manier om te lewe. En ek bid, Heilige Gees, dat U dit so kom vestig in ons binnekant. O Heilige Gees, dat U dit so kom vestig as waarheid in ons binnekant, hier diep in ons binnekant, dat U dit sal kom vestig. In die naam van Jesus. Daar is geen naam wat bo die naam van Jesus is nie, daar is geen iets wat meer kragtig is as U nie, Here, en ons proklameer dit. Ek proklameer dit oor elkeen wat hier is. Daar is nie 'n groter waarheid van 'n leuen wat ons so kan vashou nie, Here. Maar die waarheid van die woord wat ons vrymaak. En mag ons onderdanig daaraan wees. May we be submissive to the word of God. In Jesus' mighty name, amen. Geliefde, mag jy gaan in die beskerming van Christus. Hy is voor jou en agter jou en om jou en bo en onder jou. Mag jy weet dat jy is syne en daar is guns oor jou lewe. Mag jy gaan waar jou oë verhelder word deur die wonderlike wat Heilige Gees in jou kom doen. Amen.